sien ek nou daar jou eie opsomming van die roman, wat ek dink 'n baie goeie opsomming is. En dit begin so: Wonderboom kan beskou word as 'n distopiese roman wat afspeel in 'n post-apokaliptiese tyd binne die Suid-Afrikaanse landskap. Toe vandag dink ek, miskien is distopiese onbekende woord, ek moet gou dit naslaan, en toe is dit nie in die HT nie, dis ook nie in die Faros boek nie. En toe begin ek wonder, wat is dit 'n woord? Wat dit is, en toe kyk jy nou wat Google Translate sê, dit is somber. Dit is interessant, dit is waarskynlik nie korrek nie, maar dit skryf vir my by die belangrike punt wat ek graag vandag met jou wil bespreek, is die toonaard waarin jy hierdie boek geskryf het. En ek vind baie keer wanneer skrywers iets uit hulle werk lees, help dit ongelooflik baie vir 'n leser, omdat dit die toonaard bepaal waarin jy jou eie van jou ore moet spits om te hoor wat die skrywer sê. Het jy 'n toonaard gedagte gehad toe jy die boek geskryf het? Wel, wat is die toonaard in die land? Jy weet, ek dink soms dit seker afvra. Ek dink ek het nie bewuslik gaan sit en gedink dit moet sonder wees. Ek dink ook baie keer daar is, ons het gesels oor vind dit nou aanlik, ek dink tog dit word gelig, jy weet, deur humor of satire, ironie by plekke. Lig geblikkie jou mikrofoon. Ekskuus man, kan jy hoor? So, ja, ek dink, want miskien is dit daai ding wat baie Afrikaners het, daar klap weg van, jy weet, dis die blond, dis die blou, dis die veld, dis die lig, jy daai staan bleek landskap. Ek weet nie of dit of dit geneties is, dat ou amper nie daarvan kan wegkom nie. Want ek dink baie veral Afrikaanse skrywers het dit, nee. Ek weet as dit miskien aan jou werk op 'n mate, ek weet nie, maar dis nie asof jy gaan sit en besluit, ek weet jy begin mos nou met jou verhaal en daar gaan jy weet, en dan sit maar alles wat jy saam met jou sleep. Ja, ek weet nie wat jou vraag daar is. Nie heeltemal nie, ek gaan het anders vra. Jy het 'n interessante voorspelsing. Jy het 'n interessante vertelsperspektief. Die Margriet Vos karakter, kom ons noem maar 'n strompelende vioolspeler, op haar groot trek noorde toe. En dit voel of sy so 'n bietjie met voelvry erns die mekaar raak, want erns is daar bietjie 'n kombi ook te sprake in 'n ander soort ossebaal. Toe Margriet haarself aangemeld het. Ek neem aan sy is in 'n sekere mate uitgedruk, maar sy het haarself waarskynlik in 'n stadium aangemeld. Het jy haar gehoor? Hoe klink haar stem? Haar praatstem? Ja, jy sal so iets vra. As ek dink, moet ek vir jou dink aan iemand soos Diana Krall, ek meen hardly. Nee, sy het 'n stem, ek dink haar stem is op sy laaste bene, jy weet. Is op sy laaste vokale. Ek dink maar amper, miskien amper soos daai sanger, ek weet daai opera sanger wat nou nog haar laaste performance gee, jy weet, and she gives it all, daarvan sy gee alles. Dit is dit, jy weet, die stem is nog uit die aard van die sang, nog 'n bietjie tam en alles, maar sy weet, sy gaan nog ten minste voluit. Die proses van 'n geheue wat taam. Ja. Ek dink dit word vir my verbluffend goed in die boek gedoen. Hoe woorde my nou raak. Ek dink die uitleg, die hele boek is 'n pragtige visuele ervaring ook, omdat dit so mooi uitgelees, die benutting van die foto's, jy is 'n erkende fotograaf. Is dit vir jou mooi? Is die boek vir jou mooi? Weet jy, ek gaan jou vra wat niemand nog ooit vir jou saak. Nee, dit is uit die aard van die saak. Kom ek wees eerlik, ek was in die eerste plek uit die veld geslaan dat ek 'n boek gepubliseer kan kry, dat ek dit kon voltooi. Tweedens dat dit aanvaar is deur 'n uitgewer. En derdens dat Esther Carstens aangedring het op hierdie ongelooflike papier. Ek dink dit is dieselfde papier Munchausen, Baron van Munchausen, waarop kaar gedruk is. Toe ek weer na kaar gaan kyk en dit net vas in 'n hand, ek het goeie genigtig. Dit was dieselfde papier as Marlene van die Kerk se boek. Dit was net
is 'n aspirasie, maar ja, ek dink regtig ons het alles gedoen wat ons kon. Ek dink dis jammer daar's nie 'n klankbaan by nie. Iemand het daarop verwys in die resensie. Dit sê nogal, maar dit is ekstreem. Ek was baie ja, die eerste dag toe ek dit vashou was ek oorstel. Jy weet. As jy 'n klankbaan moet bysit. Dis mens kan dit altyd as post Ja, ek dink vir die tweede druk. ja, ek dink ons moet kyk daarna. Maar wat hoor jy? Wat hoor? Ek hoor Nick Cave nogal onteenseglik. Ek hoor Arvo Pärt. Ek dink baie van die musikante waarna ek verwys, jy weet, in die stuk. Jim Morrison, Van Morrison, blues. Ag, jy weet, ek kan aandag met ja, ek hoor klanke wat begin uitrafel ook amper, wat ook, jy weet, gitare wat ekstreem werk met 'n medium of wat onorthodoxe goed aanvang. Ek weet walvisse binne 'n klavier, soos kromp dink ek. So ek kan nie vir jou, jy weet dit is ek dink is, maar dit sou interessant gewees het. Ek weet aan die ander kant nie wat dit sou, hoeveel dit sou wegvat van die teks nie. Ek weet nie wat julle dink of dit, jy weet hoeveel moet 'n mens gee? Jy weet hoeveel moet jy visueel en sensories gee vir 'n leser voordat jy sy verbeelding begin ondermyn of jy weet. Jy het nou die aand ons gesels het vlugtig verwys na clues. Jy clues gelos of soort van klein leidrade. Kom ons noem dit leidrade. En hier is geweldig baie leidrade in die boek. 'n hele, ek dink dis op 'n manier een van die boeke wat in gesprek tree met of kom ons sê so die boek is 'n bewys dat jy al baie Afrikaanse boeke gelees het. En dit tree in gesprek met baie met die Afrikaanse letterkunde. Ek sal nie sê dit is so. Was daar doelbewuste keuse in terme van intellektuele gesprek of het hierdie vorige leeservarings vir jou kom aanmeld? Ek dink beide. Ek dink omdat ons so ongelooflike jy weet skat het van Afrikaanse letterkunde wat mens gelukkig was om groot te word op mate. Kon dit nie anders nie. Dit is ons nou soos alluviale stof wat daar lê. Ek dink dit was altyd so iets regwoord aspirasie of bewuslik nie, maar daar was tye ek dink miskien met Eugene Marais met die Bobbejaan, obviously dit was redelik, jy weet, how not. En ek dink met Etienne Leroux ook ja, verwysing daar. Anna en Lou, was ek absoluut verbuister oor, ek dink Henning Snyman se resensie, Henning Snyman skryf, oor wat hy uitgelig het. Ek was totaal verbuister oor die ander laag wat uitgekom het. So, ja, uit die aard van die Endel was ook 'n stroom. Ja, vooral. Maar ek dink, dit is albei. Dit is bewuslik, maar ook onderbewuslik. Die amper nie daarvan kan weggaan. En dink jy, as jy nou moet sê, sien nou maar iemand het geen verwysingsveld van Afrikaanse letterkunde nie, wat is die twee belangrikste bronne wat hulle moet lees in samehang met hierdie? Ek dink miskien Vos. Ek dink daai toeligting van Vos, ek weet nie of jy weet wat ek is merkwaardig. Maar ek dink man enige vervlakste goed, want die goed skakel oral in. Jy weet dit is tog verwant is dit nie. Ons skryf almal uit dieselfde bodem uit. So dis nie asof jy wil sê lees hierdie tekste want hulle gaan dit en dit vir jou doen nie. Ek dink net ja. Ek kan sê Martinus Versveld. Sou die boek vertaal kon word in Engels? Wat het jy leen? Ja, ek dink dit is een van die Afrikaanse boeke in die onlangse geskiedenis wat beslis moet as 'n voorbeeld van wat gebeur in Afrikaanse letterkunde. As ek Verlien sien, dan sê ek wil dit in Engels hê, want ek wil dit vir my Engelse vriende gee. Ek dit ook, dit is my ook gevoel, dit voel vir my regtig dis internasionale gehalte. Dit moet deur 'n wyer gehoor gelees word, maar dan wonder mens, wat gaan verlore? Watter hele onsaglike Afrikaanse letterkunde is hier ingeskryf, wat mense wat dit nie ken nie, gaan weet, so jy so 'n bietjie van 'n catch-22 situasie.
maar ek hoop julle gaan dit verstaan. Iemand hier? Anybody, any takers? Ek gaan nou by jou kom by jou as ook visuele kunstenaar. Daar's toevallig vir die van die wat nie toevallig nie, vir die van die wat nog nie weet nie, of dit nog nie gesien het nie, in die museum op die eerste vloer, as mens opstap in die trappe in die Mike de Vries galery kamer, is daar 'n uitstalling wat in samehang met hierdie boek gekyk en gewaardeer moet word. Dis ook te koop. Koop dit asseblief. Dis belangrike werk. Dit voel vir my dat dit is rigtinggewende werk. Het jy, toe jy die boek begin skryf, het geweet wat jy gaan skryf of nie? Ek dink nie mens weet nie. Marita weet mens. Weet jy, ek wou regtig net, ek het nie gedink dat ek sal kan sit en 'n roman skryf. Ek het al 'n paar keer gesê, gaan maar weer sit, ek nie weet nie. Ek wou bloot verhaal geskryf oor Betty Spy, waar ons al 13 jaar woon en waar daar mense is wat net so mal is as ons wil. En ek wou net anekdotes oor die daaglikse bestaan en die stroopers en die vrou wat sy huis afgebrand het. En dit was my nederige versigtiging, bloot. Maar toe het die verhaal toe Magriet aanmeld, toe is dit, jy weet, toe sien ek kom deur die kerk en hulle is daar in die Kwagga op pad en dit was dit was toe eintlik ja, ek is toe saamgesleep in die karavan. Dink jy op 'n psigologiese vlak die Afrikaner se behoefte om te trek is meer is geactiveer en almal staan gereed en die karre is op pak? Het daar nog iets gekoop of nie? Waar gaan mense heen? Waarheen kan ons nog vlug? Maar ons het nie te vlug nie. Waarheen wil ons vlug? Nee, ek en jy wil nie weet of dat nie, maar daar is mense. Wil iemand hier vlug? Ek dink dit is waarskynlik reeds weg. Ja, ek dink dit is seker so, nee, dan moet hulle gaan. Ja, is reg. Nee, ek dink net ons is nou nogal op die oomblik dink ek gaan ons deur 'n aerobic patch, maar soos ons al baie gegaan het hierdie. Maar weet nou, iemand ook weer nou dag gesê, ek weet nie of Max de Pre was, dat dit kan nooit so erg wees as voor 94 nie. Dink jy dit in? Dit gaan nie weer. Dink aan daardie realiteit, wat baie van ons al vergeet het. So, waarheen gaan ons, partykeer as ons nou 'n bietjie die blues het, of sê, dan sal ons dink, waarheen gaan ons, maar ek gaan absoluut nêrens nie. Hoe lank het jy aan die boek gewerk? Hy is al 2 jaar klaar. Ja. Hoe lank het jy aan die boek gewerk? Ek sal sê die akute skryfproses was 'n jaar. Dit as ek vir moet sê dis die tyd, dan was dit wat ek nou werklik met die verhaal, jy weet waar jy met die verhaal was op elke dag. En die vreugde van skryf elke dag. Dan is dit 'n uur of 2 of 3 en die avontuur daarvan was net die jaar. Ja. Jy onderskei ek dink dit is 'n doelbewuste keuse om die woorde te ondervang met satire, met 'n geweldige teatrale roman. Dit is 'n roman wat op soveel vlakke met 'n mens praat. Dit is eintlik ook 'n klomp kortverhale, weet as jy ek weet jy dit aanvanklik as 'n roman, het jy gedink jy gaan 'n roman skryf of het jy gedink ek begin met 'n kortverhaal? Nee, ek wil net hierdie verhale skryf oor hierdie maar toe dit begin, toe dit vat toe weet ek dit moet nou, jy weet, dit is net die idee van die reis, wat een van die lekkerste reise van baie van ons is die Noord-Suid, weet wat ons al oor jare verskillende omstandighede aanpak. So, ek meen 'n roadtrip is net, jy weet, dis road to Mecca, maar so dit ek dink wat is die vraag? Ek wil weer na jou fotograaf oog terugkeer. Die ordening, die ordening van 'n wêreld is baie anders in 'n visuele beeld as wat dit in taal is. Is dit vir jou 'n instinktiewe proses of is dit vir jou 'n deurdagte proses van besluitneming voortdurend? En neem jy as fotograaf ook besluite of meld die beelde aan? Jy moet dit net sien, jy moet dit net ontsluit. Ek baie van die aanmelding hoor. Maar
Nee, Saartjie, dit is interessant, die twee prosesse hoewel verskillend het baie goeie parallelle in terme van, ek werk nogal chaoties op 'n sekere vlak, instinktief chaoties verstaan, en dan sal ek gaan sit en begin orden. En soek, en veral met die woordeboek, en so fantastische woordeboeke te lees, soos julle al wat skryf het, en soek vir woorde, en soos wat jy met 'n beeld ook, dieselfde maar, ja, want in fotografie gaan ek uit in die landskap, vind goed, of hulle vind my, hulle meld aan, en dan na die tyd gaan ek deur 'n redelike ekstensiewe redigeringsproses, van wat hoort by wat en wat nie. En plek moet jy uitgaan om nog iets te vind vir daardie landskap of daardie element. So hier, ja, baie instinktief nogal geskryf, baie goed vir al wat net, jy weet, 4 uur in die oggend, wat so helder en so wonderlike tyd is, voordat al die lawaai begin. Maar dit werk nogal vir my, en sommer skryf so wild dat jy plek al nie die woord herken nie, want jy skryf net. Dat nog net daar is, voor het weg is. En dan leer het werk. Wat 'n baie lekker proses